en welkom weer so by Farm Spice. Is jy op soek na 'n koste-effektiewe ride controller vir kunsmis, nee? Of actually vir saad, vir enige ding wat jy daar wil deurdruk. Ek praat hier met Louis, hy gaan my meer vertel. Kyk, hier's nou 'n boer wat 'n plan gemaak het. 5 jaar terug, toe gaan hy soos, yes, hy kort so ding. En hulle is bietjie duur. Toe gaan bou hy sy eie een, met 'n screen, met alles. It's awesome, checkie. Louis, hoe lyk dit? Goed met jou, Choppie. Nee, rustig, die dinge loop. Help met dit klaar nie. Nee, sê gou vir my, jy het 'n paar jaar terug jy op die plaas aangekom en toe sê jy, okay, right, jy korte, jy's nou moeg vir die kettings en 'n wiel wat glip en daai tipe van goed. Jy kort 'n ride controller, maar toe jy 'n bietjie arm gehad, toe gaan bou jy jou eie een. Exactly, ja. So, Choppie, om net te begin, ek het eintlik nadat ek geswat het, ek het ingenieurswese geswat en toe het ek gaan werk en my pa het afgetree en ek het toe by hom kom oorvat op die plaas. Maar klein begin en presisie was nog altyd in my vooruitsigte gewees, maar Wel, as jy ingenieurswese doen, is dit half, dis moeilik om daai uit te kry, Is nee. moeilik. Jy slaap met dit saam. So ek het ja, ek kon nie dit bekostig nie, dis duur vir sisteme en goeders en ek besluit toe by myself wel, kom ek bou my eie ene. En ek wil graag my kunsmis beter gedoen het. Ek het verskillende gewasse op die plaas. Ek wou graag elkeen presies gedoen het so naby as wat ek kon met die kostes wat ek gehad het en my sisteem het basies dit vir my gegee. Ek is 5 jaar in ontwikkeling nou en ons is reg vir die Suid-Afrikaanse landboumark. Uitstekend. Nou okay, kom ons verduidelik my gou hoe werk die besigheid. Want voordat ons aan die trekker klim en ons gaan hom nou vir 'n spin vat daar, dan jy my al jou fancy goed te wys, verduidelik my waarmee sit ons hierso. So Choppie, ons het basies 'n hidroliese motor met 'n PWM valve. Ja. Maklik. Ons maak dit vir die ouens maklik en koste-effektief. Ons gee vir hulle gewone male-female lugs. 'n PWM valve wat ons basies uit die cab uit dan beheer met ons skerm. In plaas van om weg te doen met die duur 12 en 11.000 rand se encoders, het ons 'n lekker goedkoop encoder opgesit. Dis 'n lasercut wielietjie met 'n oogie wat ons hang vas. Jy praat nou Grieks met my, nee. Encoder, wat dis nou ingenieurstalk daai. Praat met my boer, laat ek verstaan. So al wat dit is basies ons wil weet as ons vir die motor sê om 'n sekere spoed te draai, Ja. dat ons wel seker maak ons draai daai spoed. So ons het 'n feedback loop wat ons het om ons spoed te meet van wat die motor eintlik loop. Jou encoder op 'n kalkstrooier of gewoonlik op jou kunsmis doen dieselfde. Hulle is net soos ek sê net baie duur. Ons probeer dit koste-effektief hou. Van voor tot agter, alles reg deur is 'n fraksie van die prys wat jy gekry op die konvensionele sisteme. So jy het 'n sensor hier op. Hierdie ding lyk soos daai goed wat hulle op die baler sit. Nee. Dis 'n amper proxy. Ja. Dis 'n proxy en is so maklik. Ek bedoel hy tel net die bene op die wielietjie en van daar af bepaal ek 'n spoed op die motor en hy lees 'n terugskerm toe en maak seker ons draai. Maar ek is seker af van jy sal my nou wys hoe die ding daar binne kalibreer, maar hoe maak ek hier buite? Wel, dis so maklik soos sit jou bracket op as jy hom nog gekoop het met jou oogie, maak net seker jou oogie is 3 mm weg van jou wielietjie af en dis dit. Van daar af klim jy in die cab en jy kalibreer hom en dan sit ek net letterlik stel ek hom daar vir hoeveel kilogram en dan vang ek die kunsmis hierso. Vang dit op. Ons kalibrasie vat net 30 sekondes. Vang dit op in sakke. Sit die gewig vir jou in op die skerm plus jou werkswyte van jou implement and that's it. You're good to go. Uitstekend. Nou kom check 'n bietjie daar binnekant dat ons hom deur hardloop. Ek is nogal nuuskierig om te sien hoe lyk die besigheid. Right. Help my 'n bietjie hierso. So daar's ons skerm, Choppie. Ja. Hier is basies ons myn run bladsy. So jy het jou rate wat op die oomblik gegee word daarso. Vir elke dryf, ons kan 2 drywe doen of 2 hidroliese motors met PWM valves. Omdat ons nou topdress doen ons net die een. So op die oomblik het hy net gaan staan op 141. So jy kan vir my twee goeters dryf hier van agter. Ek kan vir jou 2 goed kan ek vir jou aandryf, ja. Ek kan vir jou 'n Irium doen. Jy kan jou produkte kies op die skerm. Kan jy jou produkte kies. Net sê is dit 'n Irium en dalk 'n MAP of Superfos of wat ook al jy graag wil gee. Stel dit op, kalibreer elkeen volgens sy digtheid en hy sal vir jou gee wat jy graag wil gee. Dan kom ons stoot hom gaan in die land in en dan kan ons hom werk as ons so deur soos wat ons hardloop. Asai. Maar luister,
Die ding was seker interessant om uit te figure hoe om hierdie ding te bou op die einde van die dag. Nee, want dit klink eenvoudig. Ek gaan net gou 'n skreen kry en ek gaan net gou 'n hydraulic motor en dan gat ons, nee. Ja, dis alles is die gedagte gewoonlik is eenvoudiger as die konsep. Ja, ons het gesê ons gaan dit gou-gou aan mekaar slaan. Net vir die skerm start. Ons het gesê ons gaan alles gou-gou aan mekaar slaan en dit doen soos wat ons dit graag wil doen en op die einde van die dag toe vat dit ons 5 jaar om hier uit te kom. Ons het regtig 'n goeie span ouens wat ons help, 'n knap ou wat die bemarking doen en die websites en die finansiële goeders, 'n Pyko in Pretoria wat ons help met die sagte ware en die goeders en ja, En julle gaan nou, julle is nou reg deur die toetsing. Julle gaan nou kommersieel, julle gaan nou hierdie goed smous, nee. Ons gaan kommersieel hierdie goed smous, yes. Okay, so sê gou vir my nou, die VR presisie wat jy hierso het, verduidelik my gou 'n bietjie meer van dit. Ja, so dit is maar eintlik dit verwys net na van Rensburg presisie toe. Ons het in die proses wat ons die ride controller gebou het, of Very Drive soos ons dit nou maar noem, het ons eintlik gesien ons 'n groot nood vir bekostigbare landbouprodukte in Suid-Afrika en veral wat van toepassing is op Suid-Afrikaanse landbou. En dit is maar half hoe VR presisie tot staan gekom het. So, en wat sal met ons stof kan werk, nee. Dit is bedoel om met ons stof te werk. As ek vat, soos ek jou vroeër gesê het, Chippy, ons is seker nou al so 5000 hektaar in ontwikkeling met Very Drive en ons gaan nie vir die boer iets gee wat ons nie seker maak is reg vir wat hy kan doen nie. So en dit is gemaak deur Suid-Afrikaners vir Suid-Afrikaners. Jy sien wat cool is hierso, nou daarso sien ek nou actually daai raadjie draai, nee. Dit is net om vir jou te wys, alles draai. Die raad draai en dan hierso, dit is net hierdie, ek kan sien dit het lekker gereën hierso. Daar kan julle sien, daarso hardloop hy besig om lekker irium in die grond in te druk, so daar gaan hy hydraulic motor en hy kap. Maar okay, is daar een ding om hierdie besigheid te bou en seker te maak dat hy op die einde van die dag reg is en al die goede. Maar nou kom ons dan terug na akkuraatheid toe. Nee, so hoe akkuraat is die besigheid? Chippy, ek kan vir jou 'n stelsel gee en ek kan myself uitlaat oor getalle, maar op die einde van die dag koppel ek hom op maar aan 'n boerstelsel. Ons het hierdie laaste seisoen sub 2.5% akkuraatheid gekry op ons stelsel. Iets waar ons baie trots is. So ons en veral op kunsmis, ek meen veral op kunsmis. Maar jy dit om met 'n perspektief te stel, jy het nog gesê jy het 70 hektaar gegooi en jy was hoeveel kilogram uit? 10. Yes. Nee wat, dis nie veel nie. 10 kg op 70 hektaar, ja. So 'n ander ding ook maar net, jy weet in 'n seisoen soos hierdie wat maar moeilik was, jy weet jy het blokke wat vroeër reën gekry het en beter lyk, jy het blokke wat later reën gekry het en dalk slegter lyk. Die eenheid het ons regtig in staat gestel om vir elke blok te sê ek het 'n ride wat ek wil gee vir almal of 'n hoeveelheid toediening wat ek wil gee vir almal en ons kon daai aanpas blok vir blok sonder om 'n nodige lang kalibrasie elke keer te doen. Ek het op die skerm gegaan en ek het 2 knoppies gedruk en ek het gesê hierdie blok verdien net soveel kunsmis. So dit het regtig my praktyk veral in 'n moeilike jaar soos hierdie regtig maklik gemaak en my 'n klomp tyd gespaar en ek het nog 'n klomp kunsmis in die stoor oor wat nie vir my nodig was om uit te gee op lande wat dit nie werd was nie. Right, so nou is ons op die punt, ons het hom nog gedraai so beste soos wat ons kom want die kamera like 'n bietjie leer, maar okay, verduidelik my gou, ek wil nou die ding kalibreer, hoe maak ek? So, Chippy, dis eintlik redelik eenvoudig. Ons gaan net na ons settings bladsy toe. Jy kies eers vir jou produk. Jy kan 'n naam insit hierso wat jy wil. Ek het nou maar irium op want ons is besig om te topdress. Kies jou produk, gee vir hom bladsy verby. Gee vir hom 'n werkswyte. Yes. Jy kan sien daar is my werkswyte 5.91. Gaan na jou kalibrasie bladsy toe. Kies 'n dryf wat jy wil kalibreer. Ja. Gee enige RPM wat jy graag wil hê die motor moet draai vir 'n spesifieke produk, het sy ek het 'n milli pre-plant of 'n irium. Ja. En dan basies kan jy net ons kies irium, dan kan ons net die rand knoppie druk. Ons gee vir 'n RPM van 50 RPM en ons kan rand druk en hy gaan vir 30 sekondes gaan hy kunsmis uitmeet. Dan is hy nou besig om daai uit te meet vir 30 sekondes. As jy nou kan, ons is nou besig om irium op die grond uit te gooi, maar dit nou
vir terwille van die video, nee. Terwille van die video. Daar kan julle nou sien, daar is hy besig om die om uit te meet 30 sekondes, basically redelik eenvoudig. En dan as hy klaar is, dan sê jy vir hom, luister jy, dan gaan weeg jy hom nou, nee. Jy laat hom sy kalibrasie klaar hardloop. Jy sit vir hom 'n gewig in wat ook al dit nou maar mag wees. En jy gaan hom seker nou cancel want hy is gekalibreer. Hy is gekalibreer. Jy sit hom 'n gewig in, hy gaan vir jou sê wat is sy kalibrasiewaarde en jy's good to go. Wat lekker is wat ons ingebou het en ek dink nie dis iets wat ons regtig gesien het op die kommersiële eenhede nie. As jy wel 'n blok klaar kunsmis gegee het, weet sy 'n 50 hektaar of 'n 20 hektaar of wat ook al dit mag wees, het jy die funksionaliteit om op jou RAN bladsy, het jy die funksionaliteit om te gaan en te sê die skerm dink hy het 500 kg byvoorbeeld gegee die laaste paar hektaar en jy kan vir hom 'n nuwe waarde gee van jou tonsakke wat jy getel het of wat ook al dit mag gewees het en hy sal hom herkalibreer. Basies sodat jy maar kry op jou stroper se opbrengsmonitor. So ons het daai funksionaliteit ingebou om seker te maak deur die seisoen bly jy van toepassing. Die goed is maar partykeer geneig om bietjie uit te gaan en ons wil seker maak deur die seisoen bly jy daai 5% of 2.5% akkuraat wat jy kry. Okay, en dan as ek nou ry ek deur die land, nee, want jy het nou net 'n flat ride hierso. En dan ry ek deur 'n kolletjie wat 'n bietjie swakker is. Is daar 'n manier wat ek hom kan minder of meer of wat ook al maak? Ons het dit vir jou ingebou. Ons het nou 'n ride hierso soos jy kan sien op die skerm, dis ride 1. As jy graag wil afgaan na 'n volgende ride toe, kan jy net die minusknopie druk en hy sal om 10% afskop of as jy sien dis dalk 'n kol waar die mielies of die sonneblomme wat ook al dalk baie mooi is, kan jy gaan en jy kan hom 10% opskop of jy kan hom dalk 20% opskop, wat ook al jy wil. So en as jy klaar is, druk jy hom net weer op die knoppie, op die ride en hy skop hom weer terug na jou vorige set ride toe. En sê vir my, werk hy net so dat hy GPS, hoe werk die besigheid? So hy trek, ons het ons eie ingeboude GPS op ons bord wat ons gebou het. Hy trek sy spoed van daar af. As ons nou in die land is, kan ek vir jou net wys hoe akkuraat sy spoed wel is. Dit is 'n alleenstaande stelsel, so jy het nie 'n trekker nodig wat iSOBAS reg is nie. Jy kan dit op 'n Fiat of op 'n ou Massey Ferguson of wat ook al is wat jy gebruik en jy het gaan gesit. Ons het goedkoop komponente, dis 'n goedkoop skerm, dis 'n goedkoop harnas. Ons wil vir elke boer voorsien. Nie net die ouens wat diertrekkers het en iSOBAS goed nie. So maak nie saak wat jy het nie, hierdie skerm kan vir jou werk as jy wil akkuraat kunsmis of fynswaarde wat ook al wil gee. En laat ek dit reg verstaan. Jy het basically die ding self ontwikkel. Daar waar jy tekort gekom het, het jy ouens gekry wat weet wat hulle doen, wat jou kon help om die ding klaar te maak, maar op die einde van die dag, jy het 'n ding gebou wat robust is, Suid-Afrikaanse boer, en wat in rande geprys is, nie in dollars nie, nee. Exactly, en daar's nie een persoon in ons span wat nie Afrikaans praat nie. So dit is my 'n groot ding gewees, die Engels raak maar kort hier na donderdag toe. So ons het 5 jaar self aan hom gewerk, alles is self gedoen. Daar's nie 'n komponent aan hierdie wat nie vir presisie opgeskryf is nie. Okay. Nou soek ek so 'n ding, hoe kom ek met julle in kontak, hoe werk julle proses? So, Chippy, ek sal vir jou die e-posadresse gee en die webwerf gee. Ek dink jy sit gewoonlik sommer 'n link hier so, wat ook al, ja. 'n link sal jy net opsit. Jy kan ons kontak, vra vir ons wat jou behoefte is, ons sal kyk hoe ons jou kan help. As jy sê jy stel belang in 'n eenheid, is ons meer as bereid om vir jou te kom installeer en vir jou te kom wys hoe hy werk en seker te maak jy's good to go vir die komende seisoen. Right, so dit is Louis Jansen van Rensburg van VR Presisie. Okay, so as jy belangstel, linkie bo of hieronder of hier sy nommer, né? Bel vir Louis. Enige vrae het, dan kan jy vir jou 'n koste-effektiewe ride controller stelsel vir kunsmis, daai tipe van goed. Hy sal seker werk vir as jy saadkas, daai tipe van goed wil opsit ook, né? Perfect. Sal hy, daar's hy, sien, nee, so daai ding hang net af jou uitmeetmeganisme, al daai goeders, maar dit kan julle alles met hom chat. So, VR Presisie, linkie bo of hieronder. En dan kan jy van daai dryfwiel wat op die grond is en wielglip ontslaa raak. Jy weet jy wil al lankal. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.